Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het. Ek vertrou dat u sommer 'n goeie nag se rus gehad het. Ons is dankbaar teenoor die Here vir sy versorging, vir sy daaglikse goedheid oor ons lewe, dat ons vanmôre kan terugkyk oor ons lewe en kan sê geloof sy die naam van die Here, dag na dag draai ons. Nou, ons is dankbaar teenoor die Here vir hierdie reeksie oordenkings wat ek met u kan hanteer oor die gedagte van Bybelse berading vir blywende verandering. Ons is die Here dankbaar vir elkeen se terugvoering. Ons is die Here dankbaar as dit vir u tot nut kan wees. En die gebed van my hart is dat ons die Here sal verheerlik met die inligting wat ons bekom, sodat ons dan ook hierdie waarheid in ons hart sal wegbere, dat ons teen die Here nie sal sondig nie. Vriende, genadig en barmhartig is die Here, groot van goedertierenheid en lankmoedigheid, en ons eer hom ook vir die waarheid van sy woord. Nou vanmôre gaan ons bietjie stil staan by 'n gedagte van leuns of die leuns van depressie en dan God se viervoudige reaksie. Dit is baie belangrik, vriende, dat ons sal onthou dat wanneer ons in 'n toestand van depressie verval, of neerslagtigheid, of sogenaamd gediagnoseer word as mense wat 'n chemiese wanbalans het, ons sit met bipolêre depressie, of die endogene depressie, of dan die maniese depressie, noem dit net wat u wil, alles kom op dieselfde neer. Die oomblik wanneer ek in hierdie toestand sit, dan glo ek sekere leuns, en ek glo sekere dinge, wat nie altyd waar is nie. Kom ek gaan vir u so 4 van dit noem, waarmee ons te doen kry, wat mense gewoonlik sê, wat mense se gedagtegang is wanneer hulle depressief is. En die eerste ding is, my pyn is uniek. Iets seker al gehoor, jy verstaan my nie man, niemand verstaan my nie, julle weet nie hoe voel ek nie. En dis die probleem waarmee baie depressiewe mense sit. Hulle reken hulle pyn is uniek, dat net hulle swaar kry, dat net hulle deur hierdie baie moeilike omstandighede gaan, en dit is nie so nie. Hoor hoe pragtig beskryf die apostel Petrus dit daar in 1 Petrus 5 vers 8 en 9. Hy sê, wees nigter en waaksaam, want julle teestander die duiwel op rond so brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. So Petrus probeer vir hierdie gemeente sê, julle uitdagings is nie uniek nie, julle pyn is nie uniek nie. Julle broederskap in die wêreld, mense oor die algemeen gaan deur hierdie dinge. Luister vriende, het jy iemand aan die dood afgestaan? Daar's baie ander mense wat iemand aan die dood afgestaan het. Is jy siek? Daar's baie ander mense wat siek is. Het jy finansiële probleme? Daar's baie ander mense wat finansiële probleme het. Is jy as kind miskien sleg behandel, gemolesteer, wat ook al, daar's baie mense wat deur daai selfde goed gegaan het. Hoe hartseer en hoe verskriklik hierdie goed ook al mag wees. Vriende, ons het mense reg deur die wêreld wat hierdie goed beleef, en as 'n antwoord wat God vir ons probleme vir ons wil gee. Al is dit hoe seer, al het dit hoeveel pyn vir my berokken, en ek voel saam met u, want baie van die goed het ek deurgegaan as mens, tot op hede. Maar wees verseker, jou pyn is nie uniek nie. Daar is 'n antwoord, daar is 'n oplossing, wat die Here vir jou ook wil gee. Die ander ding wat mense glo, een van die leuns van depressie is, God het my verlaat. Job het so gedink. Moses het gedink, as die Here hom doodmaak sal dit beter wees. Jeremia het gedink dat die Here hom verlaat het. Paulus het op 'n stadium gedink dat die Here hom verlaat het. Vriende, dit is 'n doodnormale reaksie. As dinge met my baie sleg gaan en ek begin wegsink in hierdie gat van depressie, dan vra ek, waar is God? En as God my liefhet, waarom help hy nie? En hoekom gryp hy nie in nie? Hoekom verander hy nie my omstandighede nie? En dis 'n leuen, vriende, wat ons voor die Here moet bely en laat staan. Daar is die leuen van, dit is meer as wat ek kan hanteer. Mense wat vir jou sê, maar luister, ek kan nie uit hierdie situasie kom nie, en die Here laai hopeloos te veel laste op my, en mense verstaan nie wat aangaan nie, en dit raak net te veel, ek kan net nie meer nie. En dit is nie waar nie, want ek gaan vir u nou wys, by God se viervoudige reaksie, hoe hy antwoorde gee op al hierdie vrae. En dan die hartseer een, wat die ou duiwel baie mense mee verblind, en hulle lewens so vernietig is, daar is geen uitweg vir my nie. Ek is maar so in hierdie situasie gedompel, en die enigste uitweg is, dat ek my eie lewe neem. En vriende, dit is die grootste slag wat die duiwel slaan. Want solank daar lewe is, is daar hoop. Daar is 'n uitweg. Die 4 leuns dan, my pyn is uniek, God het my verlaat, dit is meer as ek kan hanteer, en daar is geen uitweg nie. Hoor hoe pragtig gee die Here in 1 vers vir ons, die antwoord. Ek lees gou vir u wat staan in 1 Korintiërs 10 vers 13. Dit is so 'n besondere vers, en u moet hom memoriseer. Dit sal vir u geweldig baie beteken in u geestelike lewe. Die Here skryf onder leiding van die Heilige Gees, of Paulus skryf onder leiding van die Heilige Gees in die Here se woord. Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe menslike nie. Maar God is getrou,
wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. So kom ons deel gou hierdie vraag op. My pyn is uniek. Die Bybel sê nee, geen versoeking het jou oorval nie, behalwe soos 'n mens algemeen ervaar. So met ander woorde, geen een se pyn is uniek nie. Daar is pyn en lyding in almal se lewens en almal ervaar dit op 'n unieke manier, maar pyn is nie uniek nie. Die tweede, God het my verlaat, hierdie vers sê God is getrou. God het my nie verlaat nie. Geen versoekingkie aangryp behalwe menslike nie, maar God is getrou. Ons sing hierdie pragtige liedjie, God bly altyd getrou en hy sal sy kinders onthou. As droefheid my deel is en laste te veel is, in alles kan ek hom vertrou. Die tweede versie sê God is nog op die troon en hy sal sy almag ons toon. Baie belangrik om hierdie waarheid dan te sien. 1 Korintiërs 10:13 gee vir ons die antwoord vir ons derde vraag. Mense wat sê dit is meer as wat ek kan hanteer. Die Here sê, hy sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. Vriende, Numeri 23:19 sê God is geen man dat hy sou lieg, of 'n mens se kind dat hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen, of iets spreek en dit nie waar maak nie? So met ander woorde, hy sal my nie bo my kragte versoek nie. Hy's getrou. Hy's die een wat my sal deurdra. En dan die vierde leuen waarmee mense worstel, daar is nie uitweg nie. Moet maar 'n einde maak aan alles. Die Here sê, nee. Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms sien en stuur en voorsien, sodat ons dit kan verdra. Dit is so wonderlik om dit te lees. U sien, wanneer ons sê ons pyn is uniek, God het my verlaat, dat dit is meer as ek kan hanteer en daar is geen uitweg nie, dan kom God se woord. En hy sê dit vir ons so pragtig, hy som dit vir ons so mooi op en hy sê, geen versoeking het julle aangegryp behalwe menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Mense vra baie keer, maar hoekom is daar versoekings wat oor my lewe kom? Hoekom is daar beproewings? Hoekom kan dinge nie net makliker gaan nie? Luister, die Here sê in hierdie wêreld sal ons verdrukking hê. Maar hou goeie moed, sê die Here, ek het die wêreld oorwin. Daar was een sondelose een op aarde, dis die seun van God. Maar vriende, selfs hy was nie sonder probleme, sonder uitdagings, sonder mense wat hom gehaat het, verkeerd verstaan het, mense wat hom beskuldig het, beledig het. Selfs hy het gebid en na God geroep om genade. Selfs hy moes met teleurstellings gedeel het van sy vriende wat hom op 'n stadium verlaat het toe hy in sy krisis oomblik was in sy lewe. En daarom wil ek vir u sê, ons as God se kinders moet weet dat hierdie ons voorbereidingstyd is. Ja, soos die wêreld hartseer beleef, gaan ons hartseer beleef. Soos hulle mense aan die dood afstaan, so gaan ons mense aan die dood afstaan. Soos hulle siek word, so gaan ons siek word. Soos hulle kinders rebelleer, gaan ons kinders rebelleer. Finansiële probleme, ons finansiële probleme. Vriende, as ons kinders van die Here word, is ons nie gespaar van al hierdie dinge nie. Daar's een ding wat uitstaan soos 'n paal bo water, wat hulle nie het nie. Ons het 'n God wat getrou is. Daarom sê Dawid, hy sê, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? In hierdie tyd van moedeloosheid sê hy, my hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskaap het. Op 'n stadium sê Dawid, soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God, in 'n dorre en 'n droë land. Dawid sit in hierdie erge situasie. Hy sit in hierdie toestand van moedeloosheid, van depressie, en hy sê, Here, ek dors na U. U is die een wat die oplossing kan bring. U is die een wat my hart kan versadig met die goeie. Het is wonderlik om te sien wat die Here vir ons in sy woord leer. En die Here bemoedig my soveel keer uit sy woord met hierdie kosbare belofte, dat die vrug van die Gees is liefde en blydskap en vrede en lankmoedigheid en vriendelikheid en goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Vriende, 'n depressiewe mens kyk so na homself, dat hy nie kyk na God se woord, na God se waarheid, na God se goedheid, na verlore siele, na die voorregte en die genadegawes wat die Here ons skenk nie. Hy kyk net na homself. Daarom is dit nodig om vanmôre te sê, Here, ek sien my probleme en U weet, van tyd tot tyd raak ek moedeloos en depressief. U ken my omstandighede. U weet waardeur ek gegaan het, waardeur ek tans gaan en miskien wat nog my voor lê, maar Here, ek stel my vertroue in U. Want my situasie is nie uniek nie. Hierdie pyn word die broederskap in die wêreld opgelê. Daar is mense wat baie erger omstandighede as ek het, maar Here, ek kom na U toe. En ek bid vir hulle en ek bid vir myself, dat U my sal opbou in die allerheiligste geloof, dat U my sal heilig, sal verander, en sal leer om daagliks my oë te hou op U, die leidsman en volëinder van my geloof. Dat ek daagliks sal swaar steen, nie op my krag nie, maar op U krag.
Hy sal voed uit u woord. Ag Here, dat ek getrou sal wees by u huis, by u kinders, en so opgebou te word in die allerheiligste geloof. Mag ons genade vind, vriende, om hierdie waarhede te verstaan, te sien. Ons gaan nou môre begin met die gedagte van die 12 oplossings wat ons dan gaan gee vir hierdie probleem van neerslagtigheid, bipolêre depressie, maniese depressiewe mense, noem dit net wat u wil. Basies dieselfde diagnoses, ons gaan die antwoord vir u gee, die 12 oplossings, en ons gaan hierdie waarhede sien, en dan ook ons verbly in die Here, dat hy goed en getrou is vir ons. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, tada.